Is julle gereed om in die woord in te delf vandag? Is julle gereed om die woord oop te maak, om te lees en te hoor wat die Heilige Gees ook vanmôre vir ons wil kom openbaar en wat die Heilige Gees ook vir ons wil kom duidelik maak. Kom ons maak ons oë toe. Here, wat 'n groot voorreg is dit nie, Vader, om vanmôre hier in die kerk te kan sit, Here. Hier te kan instap, gemaklik, rustig hier te kan sit en te kan weet, U is in beheer van hierdie dag, Here. Te kan weet, U het 'n spesiale ontmoeting met elkeen van ons wat vanmôre hier sit. Here, hierdie is so 'n spesiale Sondag, Here. Hierdie is Pinksterfees, hierdie is Pinkstersondag, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om ook hier te kan sien hoe die jonger geslag gedoop word. Hoe ouers beloftes maak. Here, maar dankie dat ons ook vandag gaan sien hoe die Heilige Gees ons kom verander. Here, daarom bid ek ook, Vader, dat U deur die Gees vandag nie net hierdie woorde sal laat wees nie, maar dat dit woorde sal wees wat in ons gedagtes inbeweeg, wat ons harte verander, en wat sal maak dat ons anders sal uitstap hierso. Dit is die gebed vanmôre, o Heer. Amen. Vriende, vandag wil ek hê, ons moet 'n tree vorentoe gee. Nie net sommer enige tree vorentoe nie. Ek wil hê ons moet vandag 'n tree na Jesus toe gee. Jy sit dalk vanmôre hier en jy het die lekkerste week gehad wat jy aan kan dink. Alles het vir jou net perfek geloop. Alles was presies soos wat jy dit beplan het. En dit is vir jou lekker gewees. En ek is dankbaar saam met jou. En ek is bly vir jou as jy so 'n ongelooflike lekker week gehad het. Maar aan die ander kant sit hier ook dalk van julle vanmôre hier wat glad nie 'n lekker week gehad het nie. Jy sit hier vanmôre en jou week was net een groot deurmekaar spul. Jy is moeg, jy is hartseer en ja, dit was net nie 'n lekker week gewees nie. Ek voel vir jou ook vanmôre. Maar besef jy, ons staan vandag hier so aan die begin van 'n nuwe week. En jy sit dalk vanmôre hier en hierdie is die begin van 'n nuwe week. En jy sal klaar moeg vir hierdie week wat nog nie eintlik eers begin het nie. Hy's maar 'n paar ure oud en jy sal klaar moeg. Jy sal klaar bekommerd oor dit wat nog moet kom en dit voel vir jou eintlik, hierdie week het jou al klaar gewen. Maar, ek wil vandag vir jou sê, ek het vir jou goeie nuus. Die teksgedeelte wat ons vandag saam gaan lees, hierdie teksgedeelte kom gee vir ons 'n belofte. En dit is nie sommer net enige belofte nie. Hier heel aan die begin van die preek wil ek vir jou kom sê, God gee vir jou 'n doel, God het vir jou 'n plan vir jou lewe, maar God gee ook vir jou die krag om daai doel en daai plan te kan gaan uitleef. So ons sien Jesus staan hier op die Olyfberg voor hy opvaar na die hemel toe. En wat sê hy vir sy disippels? Hy sê vir sy disippels, julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. So Jesus het nie net vir sy disippels gesê, hierso is vir jou 'n doel nie, hierso gaan en gaan leef so nie. Hy sê nee, julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. So hy gee vir hulle 'n doel, maar hy gee vir hulle ook die krag wat hulle sal kry om daardie doel te kan gaan uitleef. So ek wonder nogal, ek is nuuskierig. Waar kry jy jou krag vandaan? Wat gee vir jou krag om deur jou week te kom? Is dit wilskrag? Daai wat jy net op jou tande byt en sê ek gaan maar net dag vir dag hierdeur gaan, kop af en dryf, as ek dit so kan noem. Is dit wilskrag wat jy deur hierdie week gekry het? Was dit dalk gewees breinkrag? Jy het gaan sit en jy het jou beplanning gedoen, alles agter mekaar gekry, alles reg gekry, en jy het vir jouself gesê, loop net volgens hierdie plan, en jy sal deur hierdie week kom, en alles sal reg wees, en alles sal oukei wees. Of was dit dalk kafeïnkrag gewees? Koppie koffie, nou het ek krag vir 'n uur. Koppie koffie, nou het ek krag vir 'n uur. Koppie koffie, nou het ek krag vir 'n uur. Wel vriende, ek wil vir jou sê, as jy op wilskrag, breinkrag en kafeïnkrag gaan staatmaak, gaan jy teleurgestel word.
Want vandag gaan ons praat oor ware krag wat ons van Jesus afkry. So laasweek tydens Hemelvaart, sou jy iewers gehoor het dat Jesus het vir sy kerk instruksies gegee. Hy het vir hulle duidelike instruksies gegee. Maar hy het ook vir hulle gesê, gaan terug, gaan wag totdat julle die krag ontvang het. So hy het vir hulle gesê wat hulle moet doen, en toe sê hy vir hulle, gaan sit, gaan wag, gaan terug Jerusalem toe, tot julle die krag ontvang, en dan gaan julle van daar af verder. En ons sien, hulle het nie beweeg, totdat hulle die krag ontvang het nie. So die geboorte van die kerk, wat ons hier in Handelinge lees, die begin van die kerk hier in Handelinge, dit begin nie met 'n verskriklike groot beplanningssessie nie. Daar was nie hierdie verskriklike strategie wat hulle gedoen het nie. Daar was geen van daai goed nie. Dis nie as 'n geval van Jesus wat opgevaar het na die hemel aan die regterhand van God sit en nou haal die disippels hier uit hulle bosakke 'n papiertjie uit en sê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volg hierdie stappe en nou gaan die kerk sommer net van self opspring en alles gaan eenvoudig reg wees nie. Nee. Hierdie was 'n geval gewees van totaal en al oorgee. Hulle moes hulle self oorgegee het aan die Here en daar het hulle gesit en gewag. Nou hier sit mense vandag hier wat alself in hulle lewe 'n groot tree in geloof moes gee. Nou ek weet nie wie van julle weet dit nie, maar hierdie jaar, Julie maand, is ek al 10 jaar 'n dominee hier, bevestig as 'n dominee hier in Kroonjewel Noord. Kan julle glo lank vinnig hierdie tyd verbygegaan? Nie lank nie, hoe vinnig hierdie tyd verbygevlieg, nê? 10 jaar terug, Julie maand is ek bevestig. Nou ek weet nie wie van julle dit weet nie, maar in daai tyd moes ek 'n verskriklike groot stap in geloof gegee het. Hierdie tyd was 'n moeilike tyd gewees vir my, hierdie tyd, voor Julie. Dit was 'n tyd waar ek moes vashou aan die Here. Dit was 'n tyd gewees waar ek in gebed moes ingaan en in gebed moes intree. Nou toe my gemeentejaar 2015 klaar gemaak het hulle gesê, daar is nie 'n pos hier by Kroonjewel Noord nie. Ek moet aansoek doen vir 'n pos. So ek het toe by Memel gemeente aansoek gedoen vir 'n pos en by Sandrif. En so werk dit, Memel, rukkie later, laat weet Memel, baie geluk, jy was suksesvol gewees, ons wil jou beroep. So ons het omtrent so 'n maand tyd wat ons het om te kan antwoord. En in daai tyd het ek duidelik die antwoord gekry, ek moet nie Memel toe gaan nie. Maar intussen het ek al by Sandrif aansoek gedoen. Sandrif laat weet, baie geluk, jy was suksesvol gewees, ons wil jou beroep. En in daai tyd, toe begin hierso so sagte stemme praat van 'n moontlike pos wat hier by Kroonjewel Noord kan wees. Nou in my gemeentejaar, ek dink ek was die eerste week hier gewees, het ek dadelik geweet, hierdie is die plek waar ek moet wees. Dis hier waar die Here my wil gebruik. So hier sit ek nou met hierdie ding. Daar's hierdie sekerheid van, jy het werk in Sandrif, 100%, jy moet antwoord, en hier's 'n moontlike pos hier by Kroonjewel Noord. Ek laat weet Sandrif, ekskuus, ek gaan nie die beroep aanvaar nie, want ek weet die Here het 'n ander plan. En hier staan ons vandag, 10 jaar later. Dit was 'n wille tree gewees wat jy in geloof moes gee, né? Ek het nie geweet wat gaan voorlê nie, ek het nie geweet wat wag vir my nie. Ek moes vasgehou het aan die Here in daai tyd. Ek moes gefokus het op die Here, ek moes in gebed gebly het. Ek het nie geweet wat gaan gebeur nie. Maar wat ek wel geweet het was, God was besig gewees om iets te doen. En hy nooi my om deel te wees van dit. En ek dink baie van ons het dit in ons lewens ook al beleef. Ons het al beleef hoe God besig was om iets te doen en besig is om iets te doen en hoe God ons innooi om deel te wees van dit. En ek wonder nogal of dit nie dieselfde gevoel het vir die disippels daardie oggend met Pinksteroggend nie. Kom ons lees Handelinge 2 vers 1 tot 4. En hou jou Bybel oop daar. Ons gaan nog so by 'n paar plekke in Handelinge 2 stil staan. Vers 1. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik
was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees gevul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Die oggend van Pinkster, Pinksterfees, Pinksteroggend. Wat beteken dit? Pinkster beteken 50. 50 dae na Pasga. 50 dae na Jesus aan die kruis gesterf het. En hier sit die apostels. Hulle is in hierdie bovertrek, daar waar hulle die laaste keer saam met Jesus ook die laaste maaltyd gehad het voor Jesus se kruisiging. Daar sit hulle weer in daai bovertrek, en hulle sit met hierdie belofte dat hulle krag sal ontvang. Daar sal vir hulle krag gegee word en dat hulle getuies sal wees. En dis al wat hulle geweet het. Hulle sal krag ontvang en hulle sal die Here se getuies wees. En daar gebeur dit toe. Daar ontvang hulle hierdie krag. Nou, hoekom was daar so baie mense in Jerusalem gewees tydens Pinksterfees? Ons moet onthou, groot klomp toegewyde Jode was in Jerusalem nog steeds daai tyd. Hoekom? Want Pasga was gewees. Nou wat herinner Pasga ons? Pasga is 'n groot Joodse fees waar al die Jode bymekaar gekom het om saam daarso ook terug te dink aan dit wat die Here gedoen het vir hulle toe hulle in Egipte was, hoe die Here hulle uit Egipte uit bevry het. En die mense sê dis dalk moontlik dat baie van daai mense nie teruggegaan het na hulle plekke toe nie. Dat almal daar gebly het in Jerusalem vir die Pinksterfees ook. Nou die Pinksterfees was amper half soos 'n oesfees gewees. En hier sien ons, hierdie Jerusalem is vol toegewyde Jode. En hier is die apostels, en almal wat saam met hulle daar in die bovertrek was, hulle was amper 120 gewees, hulle ontvang die Heilige Gees, en nou begin hulle almal in ander tale praat. Krijg daai prentjie in jou kop. Hier sit jy in 'n vertrek en almal begin in ander tale praat. Dis so goed, ek staan vandag hier, en ek praat met julle, en ewe skielik slaan ek oor Grieks toe, en ek begin vir julle in Grieks spreek, en hier's net een persoon wat Grieks verstaan hier binne. Nou ek hoop nie vandag se preek klink soos Grieks vir julle nie. Ek hoop dit is dan verstaanbaar, dit was my gebed gewees vanmôre, dat die Heilige Gees dit nie Grieks moet maak nie, maar verstaanbaar moet maak. Dink julle wat moes al daardie mense gedink het? Hier staan hulle, en hier begin hierdie mense vir hulle te preek, hierdie evangelie te deel in hulle eie taal. Die apostels, hulle verkondig en hulle preek die evangelie in tale wat hulle nie geleer het nie, tale wat hulle nie verstaan het nie. So ek dink in daai groot skare was daar 'n klomp mense wat verstom gestaan het, maar ek dink ook daar was 'n klomp mense wat verward was. So wat doen mense wanneer hulle nie iets verstaan nie? Hulle begin daai situasie te spot. So daar is toe 'n klomp van hulle wat sê, ag man, daai mense is dronk. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het bietjie te veel ietsie gevat daar in die bovertrek. Hulle is dronk. En dis toe Petrus sê, genoeg is genoeg. En Petrus staan op en hy begin te praat. Kom ons lees verder. Handelinge 2 vers 14. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle, almal wat in Jerusalem woon, ek moet julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos wat julle dink nie, want dit is nog maar net 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Hierdie toegewyde Jode, hulle sou hierdie profesie bitter goed geken het. Hulle sou presies geweet het wat daar gesê word. Hulle sou dit verstaan het. En Peter het hulle, hierdie mense is nie dronk nie. Dit is nou eers 9 uur in die oggend. Nou hoekom dink julle speel 9 uur in die oggend so 'n belangrike rol? Hoekom is dit juist gesê 9 uur die oggend?
Wat dink jy sou 'n toegewyde Jood gedoen het 9:00 die oggend? Hy sou gebid het. Dit was tyd vir gebed, dit was tyd vir aanbidding gewees. So dit was nogal half 'n belediging gewees om te sê, maar julle ruil bidtyd vir partytyd. Ons moet net een ding onthou. Hier is nie 'n klomp studente op Waarsete Vrydagoggend 9:00 en dan is daar koshuis rugby later die aand nie. Nee, hier is toegewyde mense. Hulle het gesit en bid. Petrus sê hulle is nie dronk nie. Hy sê vir hulle, julle ken die profeseë. Julle het dit gehoor, julle het dit geleer, julle het dit studeer. Hier is dit nou. En nou het Petrus hulle aandag. Hulle is in hierdie oomblik. En hoe ongelooflik is dit nie? Hoe die Heilige Gees hom lei in hierdie oomblik om te preek oor Jesus. Om te preek oor Jesus se kruisiging, sy opstanding en sy hemelvaart nie. Kom ons lees verder. Handelinge 2 vanaf vers 36. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Niemand word uitgelos nie, niemand word een kant toe geskuif nie. Almal kan dit doen, almal kan tot bekering kom, almal kan gedoop word, almal kan die Heilige Gees ontvang. En wat 'n wonderlike geskenk is dit nie om te kry nie, die geskenk van die Heilige Gees nie. Vers 39. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na ons toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor. Laat julle red tussen hierdie onaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van gelowiges gevoeg. 3000 mense. Hoe gebeur dit? 3000 mense hoor terwyl Petrus daar staan en preek en dit sny vir hulle diep in hulle harte in. Nou hoe gebeur dit? Dink julle dit was Petrus gewees wat so 'n wonderlike prediker was? Petrus wat so met oorgawe gepreek het en hulle opgewonde gemaak het en hulle spring op en hulle sê, yes, ons wil nou tot bekering kom. Ek twyfel. Waar was Petrus gewees 50 dae voor hierdie? 50 dae voor hierdie het Petrus om 'n vuur gestaan en hy het gesê, ek ken nie vir Jesus nie. Nie een keer nie, 3 keer. Ek ken nie vir Jesus nie, want hy wou sy eie lewe gered het. En hier sien ons iets anders. Hier staan Petrus voor al hierdie mense en hy sê vir hulle van Jesus, hy vertel vir hulle van Jesus. Hierdie man wat gesê het, ek ken nie Jesus nie, staan hier voor en hy kom deel die evangelie. Hy kom gee 'n boodskap wat sy lewe nou nog meer in gevaar sou stel. Hy wil hê die mense moes hoor wie hierdie Jesus is. Hierdie Jesus wat hulle gekruisig het. Hy sê vir hulle, hy is die Here. Hy is die Messias. Nou hierdie was nie 'n veilige boodskap gewees om te gee daar in Jerusalem. Veral 50 dae na Jesus se kruisiging nie. Ja, ons kan sê Petrus was wel vir 40 dae saam met Jesus gewees nadat hy uit die dood uit opgestaan het. So dit kon hom 'n bietjie moed gegee het. Maar daar het iets anders met Petrus gebeur. Hy het krag ontvang. Wat se krag? Die krag wat die Heilige Gees vir hom gegee het. Hy het die krag van die Heilige Gees hier binne in hom gehad. En dis net iets wat die Heilige Gees kan doen. Net die Heilige Gees kan dit doen. Nou Max Lucado beskryf die Heilige Gees soos volg. Hy sê, die Gees is die duif van vrede wat ons kalmeer. Dis die gewer van gawes wat vir ons toerus. Dis die rivier van lewende water wat uit ons uitvloei en die wêreld om ons verfris. En dit is presies wat daardie Pinksterdag gebeur het. Pinkster was nie net hierdie opvlamming wat eendag gebeur het nie. Pinkster was nie net hierdie spiritual high, as ek hierdie Engelse woord mag gebruik het vir eendag nie.
Dit was nie net 'n oomblik gewees nie, dit was 'n beweging. Iets het begin. Die Heilige Gees het nie 'n kerkprogram bekendgestel nie. Die Heilige Gees het nie 'n bouprojek bekendgestel nie. Die Heilige Gees het die geboorte van die kerk bekendgestel deur 'n manier van leef. Nou, hoe is daardie manier van leef? Kom ons lees, Handelinge 2, vers 42. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Dit gebeur nog. Ons lees verder in Handelinge en ons sien hoe 'n getal van 3000, 5000 word. Iets het gebeur. Vriende, hierdie het die visie vir hulle lewens geword. Dit wat ons nou net hier gelees het, dit het hulle lewensvisie geword. Is dit die visie vir jou lewe? Is dit jou lewensvisie? Nou as jy wonder, wat is daardie stap wat jy moet neem in gehoorsaamheid? As jy wonder, wat is die volgende tree wat jy moet gee, wil ek jou aanmoedig. Gaan 'n bietjie in hierdie week en gaan raak stil. Vat weer jou Bybel, maak hom oop by Handelinge 2, gaan lees weer vers 42 tot 47 en ek beloof vir jou, jy gaan 'n doel en 'n visie vir jou lewe kry. Jy gaan daai volgende stap in gehoorsaamheid kan neem. So hierdie was die visie vir die kerk gewees. En hier is die visie vir die kerk. Die visie vir die kerk is delf dieper in disippelskap in. Wat beteken delf dieper in disippelskap in? Is om Jesus met jou hele lewe te volg, om alles vir hom te gee. En dan ook die wyeer invloed. Wat beteken wyeer invloed? Om hoop te gee en vir Jesus te deel oral waar jy gaan. Daar waar jy bly, waar jy werk, waar jy speel, waar jy leer. Dis om Jesus te gaan deel. So eintlik wat sê dit vir ons? Om ons gewone oomblikke in ons lewe te sien as heilige oomblikke. Die gewone, elke dag se goed wat ons sien, as heilig te sien. So as jy gewonder het, wat jou eerste stap kan wees, begin dalk bietjie hier by die kerk rond te vra. Kyk waarmee is ons besig hier by die kerk. Kyk wat is ons bedieninge wat ons al het. Kyk wat doen God al klaar hier. Of begin dalk by jou eie huis. Begin dalk weer te sien hoe belangrik 'n tafel is. Hoe belangrik dit is om 'n tafel te sit. Gesprekke te hê om 'n tafel, geloofsgesprekke te hê, saam te eet, saam te gesels. Vriende, God gee jou nie net krag nie. Hy gee nie net vir jou 'n doel nie, maar hy gee ook vir jou die krag om dit te kan gaan uitleef. So wat is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is nie net 'n gevoel nie. Dis nie net hierdie sugar rush wat mens kry nie. Die Heilige Gees is nie iets of 'n wat nie. Die Heilige Gees is 'n wie. Die Heilige Gees is 100% God se teenwoordigheid in jou lewe. Die Heilige Gees, hoor mooi, is 100% God se teenwoordigheid in jou lewe. God wat in jou leef, God wat deur jou leef, God wat saam jou leef, God wat die hele pad saam met jou stap, wat jou versterk, wat jou versorg, wat jou bemoedig. Dis wat die Heilige Gees is, en dis wie die Heilige Gees hier binne in jou is. Dis God se krag wat die pad saam met jou stap. Ja, vriende, ons is geroep. Ons is geroep vir 'n doel. Ons is geroep met hierdie missie. Maar God sal vir jou die krag gee. Jesus sal jou nie uitstuur sonder daardie krag nie. Wat beloof hy vir ons? Die Heilige Gees. So is die vraag: leef ons in hierdie belofte?
Leef jy in die belofte van die Heilige Gees? Of jy nou nog jonk is in jou geloof, en of jy al oud is in jou geloof. Jy het elke dag die geleentheid om jou verhouding met die Heilige Gees of te verwoes, of te koester. Nou ons is mos die mense wat verwoes en wat verwaarloos nie. Ons wil dit koester. Ons wil dit versorg. So ons kies om dit te doen. Ons kies om daardie verhouding te versorg en te koester, daai verhouding wat ons met die Heilige Gees het. En dan besef jy wat gebeur. Jy kies om God deel te maak van jou alledaagse lewe. Dalk sit jy vanmôre hier en jy wonder, wat is jou volgende stap? Wel vriende, ek het 10 jaar terug geleer. Dit is nie ons wat ons planne na God toe vat en vir die Here sê, Here, hier is my planne, laat dit gebeur nie. Maar, dis om te sien waar God klaar besig is om iets te doen. Dis om te sien waar God klaar besig is om lewe in iets in te sit en dan jou hand op te steek en te sê, Here, ek wil deel wees van dit. Here, ek wil hê U moet my daar gebruik. Here, ek weet U roep my in dit wat U klaar besig is om lewe in te sit. Daar by die kerk, by my werk, waar ek speel, waar ek bly, waar ek leer. Dalk sit jy vanmôre hier en die eerste tree wat jy moet gee, is om te sê, Here, ek gee my alles vir U. Ek gee elke tree, elke oomblik, elke asem vir U. Jy het dalk nog die Here nog net nooit vertrou met jou alles nie, met jou hele lewe nie. Ja, jy sê, Here, ek is U kind, Here, ek wil voluit leef vir U, maar daar is nog 'n sekere deel van jou lewe wat jy nog nie ten volle vir die Here gegee het nie. Dalk is dit tyd om dit te doen, dalk is dit die tree wat jy moet gee. Daai tree soos wat daai mense gegee het in Handelinge 2. Dalk weet ons ook nie regtig wie Jesus eintlik is nie. Dalk moet ons weer hierdie woorde hoor wat Petrus sê, julle het hom gekruisig. En jy sit dalk vanmôre hier, en jy hoor dit vir die eerste keer, of jy begin dit vir die eerste keer verstaan. Dit was nie die Romeinse soldate wat vir Jesus gekruisig het nie, dit was ek en jy, die sondes wat ek gedoen het, die sondes wat jy gedoen het, die sonde wat jy nou besig is om te doen, en die sonde wat jy nog gaan doen, dit was dit wat vir Jesus aan 'n kruis laat sterf het. Dit het hulle diep in hulle harte ingesny. En dalk tref dit jou hart ook vandag diep. En jy vra ook soos hulle, maar wat moet ek doen? Wat is die volgende stap wat ek moet gee? En ek verstaan dit, vriende. So wat moet ons doen? Kom ons gaan terug na die woorde van Petrus toe. Wat sê Petrus? Bekeer julle en laat julle doop in die naam van Jesus Christus en julle sal krag van die Heilige Gees ontvang. Dit is die belofte wat daar vir jou gegee word. Vir wie is hierdie belofte? Vers 39. Wat God beloof het is vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Roep hy jou vandag. Is dit die rede dalk hoekom jy vandag hier in die kerk is? Nie omdat jou familie jou genooi het vir die doop nie. Nie omdat jou man jou gemaak uit die bed uitklim het vanmôre nie. Maar is dit nie dalk die rede hoekom jy vanmôre hier sit nie? Omdat God jou roep nie. Vriende, jy het die geleentheid om alles vir die Heilige Gees te gee. Alles vir God te gee en die krag van die Heilige Gees te ontvang. Ons gaan nou oorgaan in die nagmaal in. In die nagmaal gaan ons vandag 'n bietjie anderster doen. Jy gaan dit op jou eie tyd doen. En ek wil hê jy moet nie fokus op dit wat gister of in die week gebeur het nie. Ek wil nie jy moet fokus op dit wat nog moet gebeur nie. Ek wil hê jy moet fokus op dit wat nou kan gebeur. As ons aan die nagmaal dink, dan dink ons aan dit wat Jesus vir ons gedoen het.
Die Here het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag, waarin hy oorgelewer is, die brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. Die brood wat ons breek, dit is die gemeenskap met die liggaam van Christus, met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Wanneer ons dit eet, dan dink ons terug aan Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is. Die beker van danksegging, die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Wanneer ons dit drink, dan dink ons aan Jesus se bloed wat vir ons gevloei het, om ons sondes volkome skoon te was. Jy het nou die geleentheid om stil te raak. Jy het die geleentheid om daai tree te gee. Daai tree nader na Jesus toe. Jy het die geleentheid om soos die disippels en almal wat saam met hulle in daai boortrek was, ook die Heilige Gees te kan ontvang. En wanneer die Heilige Gees in jou inbeweeg, dan kry jy ook die krag wat net die Heilige Gees vir jou kan gee. Raak stil. Gebruik hierdie tyd. Praat met die Here. As daar iets is wat jy vir hom moet gee, gee dit vandag vir hom. As daar iets is wat jy vandag hier moet agterlos, los dit hier agter. Maar elke keer wanneer jy die brood eet en die wyn drink, kom was die Here jou skoon. Hy kom gee vir jou 'n nuwe begin. En jy het vandag die geleentheid.